kom ons nou by 14, hoofstuk 14 begin ons vandag. Ons het 'n hele paar boodskappe aan 13 spandeer, nou oor na 14. Matteus 14, die eerste 12 verse vir vanoggend. Volgende week as die Here wil, die vermeerdering van die brood, die Sondag daarna, Jesus loop op die see. Dit is wat 14 betref. Matteus hoofstuk 14 by verse 1 tot 12. Die skrif is die onfeilbare en die foutlose woord van God. Sonder enige twyfel is dit. Uit eerbied vir hierdie skrif, kom ons staan terwyl ons lees. As u kan staan. Daardie tyd het Herodes die heerser gehoor wat van Jesus vertel word. En hy het vir sy paleispersoneel gesê, maar dit is mos Johannes die Doper, hy is uit die dood opgewek, daarom werk hierdie kragte in hom. Vroeger het Herodes vir Johannes laat vang, laat boei en in die tronk laat opsluit. Dit het hy gedoen oor Herodias, die vrou van sy broer Filippus. Want Johannes het vir Herodes gesê, u mag haar nie as vrou vat nie. Herodes wou hom daaroor doodmaak, maar was bang vir die mense, omdat hulle hom, dus Johannes, as 'n profeet gesien het. Met Herodes se verjaarsdagviering het die dogter van Herodias voor die gaste gedans. Herodes was so in sy skik met haar, dat hy 'n eed afgelê het, dat hy vir haar sal gee net wat sy vra. Haar ma het haar voorgesê en sy het gevra, gee vir my in 'n skottel, hier, nou, die kop van Johannes die Doper. Hieroor het die koning baie sleg gevoel. Maar vanweë die eed wat hy voor die gaste afgelê het, het hy opdrag gegee aan haar versoek, dat aan haar versoek voldoen moet word. Hy het iemand gestuur en Johannes in die tronk laat onthoof. Hy het sy kop in 'n skottel ingebring en aan die meisie gegee, wat dit aan haar ma, na haar ma toegevat het. Sy disippels, dis Johannes se disippels, het sy liggaam kom haal en begrawe en hulle dit vir Jesus gaan vertel. U kan maar sit tot sover. Die tema van die boodskap is heel voor die hand liggend, wanneer die waarheid duur word. Ons het natuurlik in die vorige hoofstuk oor 'n paar Sondae heen het ons 'n klompie gelykenisse van die Here Jesus gehoor. En in daardie gelykenisse het hy eintlik net een ding gesê. Hy het vir ons vertel hoe werk God se koninkryk. Dis waaroor hy gelykenisse gegaan het. En nou by 14 sien ons aan die begin hier van hoofstuk 14, wat gebeur nou wanneer daardie koninkryk wat hy nou in 13 verduidelik het, wat gebeur wanneer daardie koninkryk die sondige verlore gaande wêreld direk konfronteer? En die antwoord is, 'n ewige botsing vind plaas. Want daar staan geskrywe in Johannes 3 vers 19, die mens, dis alle mense, het die duisternis liewer as die lig en haat die lig en kom nie na die lig toe nie. Een van die redes waarom mense nie eredienste wil bywoon nie. Veral waar die lig helder verkondig word. Want die mens van nature haat die lig. Want die lig openbaar dit wat binne in die mens is. So jy wil nie dit hê nie, so ek is so siek vanoggend ensovoorts. Mens kry daai tipe hoese wat hier by middagete op 'n Sondag weer net weg is. Maar dis die groot rede waarom mense nie, hulle stroom makroet toe op 'n Sondag
of op 'n mooi dag see toe ensovoorts, maar nie na die kerk nie. So die lig van die koninkryk konfronteer die duisternis in Herodes, en dit het 'n geweldige botsing tot gevolg. Hierdie 12 verse is met ander woorde nie net soos dit lyk, net 'n bietjie interessante inligting oor hoe Johannes die Doper aan sy einde gekom het nie. Dit wys vir ons hoe die koninkryk van God onvermydelik weerstand ontmoet wanneer dit die sonde aanspreek. Die gedeelte begin met die woorde dat Herodes die viervors die gerug van Jesus gehoor het. Hierdie Herodese was Jode gewees wat onder die Romeinse heerskappy, onder die keiser het hulle in sekere areas diens gedoen. Eintlik was daar aanvanklik net een Herodes die Grote, dis die man wat die babetjies laat doodmaak het, en Herodes is nie 'n naam nie, Herodes is 'n amptstitel, so daar was 'n klomp Herodese. Nou Herodes die Grote was die kerel wat die babetjies laat doodmaak het in die tyd van Jesus, met sy geboorte, maar hierdie, en toe is hy dood, en toe het hy sy ryk tussen sy 4 seuns verdeel, dis hoekom hulle 4 vorste genoem word. Want daar was 4. Nou hierdie ene, Herodes Antipas, is hy, hierdie ene, hy het net oor 'n gedeelte van die hele affære, het hy geheers, en onder die keiser, maar hy was so glad, nie so 'n vreeslike wonderlike ou nie, maar as die Jode hom as koning aanspreek, dan het dit nou vir hom gestreel in al sy ego, en hy het natuurlik mag gehad. Maar die naam van die Here Jesus het so versprei dat hy dit in sy paleis gehoor het. Hy hoor in sy paleis hierdie man, hy weet nie wie dit is nie, maar hy hoor in hierdie paleis, en hy was self ook 'n Jood. Hy hoor, maar hy was goddeloos, net sy pa. Maar hy hoor in sy paleis, hoor hy die gerugte van hierdie man wat dit doen en dat doen. En dan reageer hy op 'n vreemde manier. Hy sê, die eerste ding wat hy sê is, dit moet Johannes die Doper wees wat uit die dood uit opgestaan het. Hy het 'n skuldige gewete wat hom laat dink dat Johannes die Doper wat hy net van tevore laat doodmaak het, uit die dood teruggekeer het. So al vervolg niemand hom nie, vervolg sy gewete hom. Vriende, 'n mens kan die prediker stil maak, maar jy kan nie die waarheid stil maak nie. Jy kan die Bybel in jou bedkassie vergeet, maar jy kan nie die getuienis van God uit jou hart uitdoof nie. Niemand ontsnap die alwetende teenwoordigheid van God nie, sê Psalm 139. Ons lewe in 'n tyd waar mense dikwels, dis ons tyd, waar mense dikwels probeer om skuld en skuldgevoelens sielkundig te verklaar. Maar die Bybel sien dit nie so nie. Die Bybel sê ware skuld is die gevolg van sonde teen 'n heilige God se perfekte morele wil. En daarom kan geen mens vrede vind deur byvoorbeeld sielkundige triks of deur sielkundige terapie of deur jou gewete te probeer onderdruk of verdoof. Niks van daai goed kan vir jou werklik vrede gee nie. Die Bybel sê, in Jesaja 57 onder andere sê die Bybel, dat jy moet kom by 'n punt van ware versoening met God, sodat sonde bely en vergewe en uitgewis kan word. Anders bly jou hart altyd onrustig en in onvrede. Jy moet die regte terapie vir die regte probleem toepas. Jy kan nie as jy jou vinger gesny het 'n disprin drink nie. Jy moet die regte terapie op die regte probleem toepas. Jy moet 'n pleister kry en maak die besigheid toe. Ons smet dit eers.
Jy kan nie met sonde, met skuld handel soos Herodes gedoen het nie. Hy is 'n treffende voorbeeld van hierdie beginsel, is dit nie? Hy het politieke mag, hy het politieke mag gehad, al was hy 'n vuurvors. Hy het politieke mag gehad, hy het aansien gehad, hy het 'n titel gehad, hy het rykdom gehad, maar in sy binneste was hy eintlik 'n gevangene. Die paleis waarin hy woon kan hom nie beskerm teen die stem van sy gewete en sy skuld voor God oor wat hy gedoen het nie. Dis soos 'n las wat op hom lê. En hy het dit baie mooi onderdruk, maar toe hy hoor die gerugte van hierdie man wat daar rondloop en wat wonderwerke doen, toe onmiddellik kom hierdie besigheid terug na hom toe en hy sê, maar dit moet dan Johannes die Doper wees wat nou uit die dood uit opgestaan het. Dis baie belangrik om te verstaan dat 'n kwellende gewete op sigself red jou nie. Dit is baie belangrik om hierdie dinge te weet. Ons gaan vanmôre hier so baie dinge om te sê uit hierdie 12 verse dat ek nie weet hoe ek dit gesê gaan kry binne ons beskikbare tyd nie. Ek gaan maar snoeisker gebruik en maar moet knip, want daar is so baie om te sê. Baie dingetjies wat so weggesteek is in die teks. Byvoorbeeld, en hier is een wat ek vir u wil noem. Byvoorbeeld, dat 'n kwellende gewete op sigself kan jou nie red nie. Byvoorbeeld, Judas Iskariot het byvoorbeeld 'n skuldgevoel ervaar. Hy het 'n kwellende gewete ervaar nadat hy die Here Jesus verraai het. Maar sy berou het hom nie na God toe gedryf nie. Want jy sien, die Bybel sê in 2 Korintiërs 7:14 dat daar's twee soorte van droefheid. Daar's 'n droefheid volgens God se wil en daar's 'n droefheid wat menslik en wêrelds is. Die droefheid volgens God se wil bring 'n onberoulike bekering na God toe. Maar die droefheid wat volgens die wêreld is, werk die dood. Dit is wat Judas Iskariot gehad het. Hy was ook jammer en hy het ook skuldig gevoel en hy het ook vir die priesters gaan sê, hoor hier, ek het verkeerd gedoen, hier is die geld terug, maar hy het nie bekeer, hy het nie na God toe gekom nie en daarom het hy gesterwe, droefheid of te nie. Herodes se gewete het hom nie tot bekering, het hom nie na die Here toe gebring nie. Dit bring hom net by vrees. Hy's baie jammer oor die gevolge van wat hy gedoen het, maar hy haat nie wat hy gedoen het nie. Mens kan onder 'n baie diep indruk van die waarheid wees en tog kan jy onbekeerd bly. Byvoorbeeld Felix. Ons lees van Felix in Handelinge 24. Felix het gebewe toe Paulus met hom praat oor sy siele toestand. Maar hy het toe vir Paulus geantwoord, ja, wat ek nou sal sê is, jy weet, gaan eers terug na jou sel toe en dan wanneer ek 'n geskikte tyd het, dan roep ek jou weer vir 'n geselsie. Wat ons nie weet of het ooit weer gekom het nie. Want die Heilige Gees sê in Hebreërs 3 vers 15, vandag as julle my stem hoor, moenie julle hart maak nie. Vandag, Felix het gesê, gaan maar, môre. Maar kyk na die kontras, aan die een kant staan Herodes, en hy lyk uiterlik baie sterk, en hy's nou hierdie vuurvors, maar innerlik word hy verteer deur skuld, en aan die ander kant staan die Here Jesus, wat geen sonde gedoen het nie. Die een lewe in 'n paleis, maar sy gewete veroordeel hom. Die ander een het nie 'n plek om sy kop neer te lê nie, maar hy lewe in volmaakte vrede met sy Vader. Watter een wil 'n mens nou regtig hê? Die grootste probleem van die mens, vriende, is nie sy omstandighede en dinge nie. Die grootste probleem van die mens is sy of haar skuld voor God. Dis die mens se grootste probleem. Dis die mens se grootste probleem. Die grootste behoefte van die mens, liewe vriende, is nie 'n beter selfbeeld nie, of groter sukses nie. Die grootste behoefte van die mens is versoening met God. Daarom verkondig die evangelie nie maar net bloot 'n nuwe lewenswyse nie. Die evangelie verkondig 'n lewende verlosser. 'n Nuwe lewenswyse kan jy op een of ander manier kry. Jy kan 'n kursus aanlyn doen, 'n YouTube ding, 'n kursus of wat ook al aanlyn kan jy volg en dan kan jy, sien daar, ek kry oorwinning oor dit en wat is meer en dit gaan met my beter. Nee. Die Bybel sê nie dit nie. Die Bybel sê jy het 'n lewende verlosser nodig.
Romeine 5 sê, deur die geloof in hom kry ons vrede. Het jy al ooit gelees? Romeine 5. Vers 1 sê, deur geloof in hom kry ek vrede in my hart, maar Herodes soek na die vrede, maar dit is net gevind in hom wat later sy bloed sou stort tot vergifnis van sondes. Dis die einste man wat hy gedink het wat Johannes die Doper is. Hy het 'n groot fout gemaak. Hy het probeer om sy stem stil te maak. Dis wat Herodes tog gedoen het. Hy het probeer om die stem van Johannes die Doper stil te maak, want Johannes die Doper het hier sy oor gekef, gepraat met hom oor sy onrein verhouding met daardie vrou, maar die Here is besig, terwyl hy Johannes die Doper se stem stil maak, is die Here God besig om die stem van die Here Jesus al hoe harder en harder en harder deur die hele land van Juda en Galilea te laat weer klink. Geen koning, geen paleis, geen gevangenis, geen swaard kan die voortgang van die koninkryk van die Here stop nie. Amen. Niks kan dit stop nie. Jesaja 55 sê, so sal my woord wees wat uit my mond uitgaan. Dit sal nie leeg na my toe terugkeer nie, maar dit sal doen waarvoor ek dit uitgestuur het. Net soos reën, sê hy, wat kom uit die hemel en uit die wolke uit, maar dit doen iets op die aarde waarop dit val. Johannes sterwe, ja, Johannes die Doper het gesterwe, maar die woord van die Here lewe voort, want die koning van die koninkryk lewe voort en regeer vir ewig. En nou kom Matteus, ek haas my, hy kom nou en hy verduidelik nou vir ons onder leiding van die Heilige Gees oor waarom Herodes so verskrik was toe hy van Jesus hoor. En Matteus neem vir ons net so 'n bietjie terug in die tyd na afskuwelike gebeurtenis wat steeds soos 'n skaduwee oor Herodes se miserabele siel gehang het. Matteus sê Herodes het vir Johannes die Doper laat vang en hom geboei en hom in die gevangenis gesit terwille van Herodias, sy broer, nie syne nie, sy broer Filippus, hy was ook een van die ander 4 vorste, Filippus se vrou, want Johannes, dis hoekom hy in die tronk is, want Johannes het vir hom gesê, dit is u nie geoorloof om haar as vrou te hê nie. Johannes die Doper het dood eenvoudig die woord van God aan Herodes verkondig. Johannes die Doper se woorde aan Herodes en Herodias was gegrond op die skrif, waar Levitikus 20 vers 21 wat sê, as iemand die vrou van sy broer neem, is dit 'n skandelike daad. Want dis presies wat Herodes gedoen het. Hy het sy broer Filippus se vrou by hom afgevat. Dis hierdie Herodias. En volgens God se woord is dit 'n gruwel. En Johannes het dood eenvoudig net vir hom gesê, hy het nie 'n lang storie gemaak nie. Hy het dood eenvoudig vir hom 'n WhatsApp gestuur. Nee, ek dink hy het met hom persoonlik gepraat en gesê, dit is u nie geoorloof om haar as vrou te hê nie. En toe raak hy paleisbewoners kwaad, hè? Johannes die Doper het nie stil gebly toe hy sien Herodes lewe in hierdie sondige verhouding wat teen God se wil is nie. Hy het die waarheid gepraat met hom. Al was Herodes ook 'n magtige viervors. Johannes het opgestaan vir God se bedoeling met die huwelik, soos wat hy dit in sy Ou Testament, wat sy Bybel is, gelees het, en hy het geweier om sonde goed te praat. Dit het hom later sy vryheid gekos. Hy sit in die tronk. Dit het hom later sy lewe gekos. Sy kop word afgekap. 'n Mens sou letterlik kon sê dat Johannes die Doper se Bybelse siening oor die huwelik hom letterlik sy lewe gekos het. Johannes het gestaan vir wat? Hy het gestaan vir die Bybelse verstaan van die huwelik. Sy lojaliteit was daar. Sy lojaliteit was by God se woord, eerder as wat dit was by politieke mag of
openbare mening of om aanvaarbaar te wees. En daarom is die tema van vandag presies wat dit is. Getrouheid aan die Here se waarheid vra soms 'n prys. Maar God se waarheid verander nie omdat dit ongewild is of omdat dit teen die tydsgees of teen die kultuur sny nie. As die heersende kultuur nou so is, dan kan ons nie gaan en die Bybel vat met 'n skêr en knip hom hier, knip hom daar en snoei hom dat hy kan inpas by die kultuur sodat Tafelberg gemeente tog nou nie vervolg word nie. Ons lewe in 'n tyd waarin mense reken dat liefde beteken dat jy die waarheid moet veral as dinge 'n bietjie ongemaklik raak, dat jy die liefde moet so oorheers dat jy die waarheid as dit ware 'n bietjie kom ons sê verswyg. Maar ek dink my Bybel leer vir my presies die teenoorgestelde. Johannes die Doper het Herodes aangespreek juis omdat hy geweet het dat hierdie man en daai vrou se sonde hulle siele gaan kos. En hy het hulle lief gehad. Hy wou nie hê dat hulle moet hel toe gaan nie. En daarom kondoneer hy nie hulle verhouding nie, maar hy roep hulle op tot bekering en praat die waarheid met hulle. Want Spreuke 27 sê, 'n vriend sal vir jou, jy moet amper sê die klap, jy moet die tugtiging van 'n vriend moet jy waardeer eerder as die soene van 'n vyand. Dieselfde sien ons ook in die bediening van die Here Jesus. Hy was volgens Johannes 1:14 vol genade en wat? En waarheid. Toe die Here Jesus byvoorbeeld by die Samaritaanse vrou kom in Johannes 4, die vrou by die put, het hy haar nie uit die hoogte uit veroordeel oor haar sondige verhouding waarin sy self ook gelewe het nie, maar het hy ook nie haar sonde ignoreer nie. Hy het vir haar gesê, mevrou, jy het 5 mans gehad en die een wat jy nou het is nie jou man nie. Sy was in 'n buitehuwelikse saamwonery betrokke. En Jesus sê vir haar, daai man is nie jou man nie. Christus wys met ander woorde vir ons in daardie insident, wys hy vir ons dat genade nooit die waarheid uitsluit nie. En dat waarheid nooit sonder genade gebring moet word nie. Johannes die Doper se voorbeeld herinner vir ons, vriende, dat ons, en nou kom dit na ons toe, dit herinner vir ons, baie duidelik, ek hoef dit omtrent nie eers te sê nie, dit herinner ons dat ons, almal van ons, as jy jouself 'n kind van die Here noem, dan is jy geroep om nie mense te behaag nie. Jy's nie geroep om mense te behaag nie, maar om God te gehoorsaam. Die apostel Paulus sê in Galasiërs 1:10, hy sê, as ek nog enigstens mense behaag, dan kan ek nie 'n diensknegt van Christus wees nie. Dis of die een of die ander. En daai woorde van Paulus waar hy sê, dis Galasiërs 1:10, daai woorde waar Paulus sê, as ek nog mense sou behaag, dan kan ek nie 'n diensknegt van Christus wees nie, daai kon net so in Johannes die Doper se mond gepas het. Mens sou amper sê, dit was sy lewensmotto. Hy het geweet dat getrouheid aan die Here hom sy vryheid gaan kos, sy bediening gaan kos, uiteindelik sy lewe gaan kos, maar hy het verkies om die Here te gehoorsaam, eerder as om sy gewete stil te maak. En daai beginsel loop soos 'n goue draad reg deur die Bybel. Ek wil nie vir u daarmee besig hou vir 'n lang tyd nie, maar u kan vir uself net dink en dit gaan sien self hoe daardie beginsel soos 'n draad deur die Bybel loop. Dink byvoorbeeld aan Nathan, die profeet Nathan, wat met koning, hy het ook met 'n koning gepraat. Hy het met koning Dawid gepraat en hom aangespreek na sy sonde met Batseba en vir hom gesê, jy is die man. 2 Samuel 12:7. En dink aan die profeet Elia wat voor koning Agab gestaan en sy afgodery ontmasker het en gesê het, toe Agab vir hom sê, jy beroer die hele volk
toe sê die profeet vir hom, is nie ek wat die volk beroer nie, dis jy wat die volk van die gebooie van God weggelei het, wat die volk die mekaar krap. Dis die waarheid. En ons weet hoe Elia moes vlug. Ware profete het nooit hulle boodskap gaan bietjie aanpas om konings te paai nie. Hulle het geweet dat hulle eendag voor die koning van al die konings moet staan om rekenskap te gee. Hoe kan ek nou voor 'n aardse koning my boodskap aanpas? Johannes die Doper het met ander woorde gelei en gesterwe omdat hy getrou was, broers en susters. Die Here Jesus sou later vir sy disippels sê in Johannes 15 vers 20, dan sou hy vir hulle sê, as hulle my vervolg het, gaan hulle julle ook vervolg. Vervolging is nie altyd die gevolg van onwysheid of dit kan ook dit wees, maar vervolging is soms die prys van gehoorsaamheid. Die prys van gehoorsaamheid. En tog is die Christusgelowige nooit alleen nie. Die Here Jesus voeg by in Johannes 16:33 gaan sê, hou goeie moed, ek het die wêreld oorwin, ouens. Is ons bereid om aan die waarheid vas te hou? Dis baie maklik om op 'n Sondagmôre in 'n vriendelike omgewing soos hierdie gehoor om hierdie dinge te sê. Dis baie moeiliker om van die kansel af te klim en in 'n vyandige omgewing hierdie goeters te sê. Dit is 'n totaal ander storie. Maar is ons bereid om aan die waarheid vas te hou wanneer dit vir ons iets kos? Jy hoef nie onnodig aanstoot te gee nie, dit sê die Bybel nie, maar jy mag ook nie stil bly, waar God se woord duidelik en helder praat nie. Ons moet die liefde, ons moet Efesiërs 4:15, ons moet die waarheid in liefde praat. Dis die balans van die evangelie. En dan gaan Matteus verder hier in hierdie gedeelte en hy vertel vir ons dan verder dat Herodes vir Johannes die Doper wou doodmaak, sê hy, omdat hy die skare gevrees het, omdat hy vir die mense bang was, want hy het geweet hulle sien vir Johannes as 'n profeet. So hier sien ons die tragiese toestand van 'n mens wat nie deur die vrees van God beheer word nie, maar deur die vrees vir mense. Herodes was, hy was die heerser van Galilea, maar hy was nie 'n heerser oor sy eie hart nie, hy was nie baas van sy eie hart nie. Die vrees vir mense span 'n stryk, sê Spreuke 29:25. As jy jou en ek, as ons besluite en ons optrede en ons dinge laat bepaal deur die mening van mense, liewe vriende, dan verloor ons later ons vermoë om te onderskei tussen waarheid en dwaling. Jy kan later nie meer onderskei nie. Maar Matteus sê, daar het 'n geleentheid gekom. Die geleentheid vir die tragedie het gekom, sê Matteus, tydens Herodes se verjaarsdag, toe daar fees gevier word, en God se profeet Johannes die Doper sit nog altyd daar in die gevangenis natuurlik. En daar dans Herodias se dogter, dis natuurlik haar en Filippus se dogter, dans voor die gaste, en Herodes was so, die teks sê dit nie, maar mens kan jou indink dat hy eintlik oorweldig was deur welis, maar die teks sê dit nie, die teks sê hy was beïndruk met haar, soveel so dat hy met 'n eed aan haar beloof, dat hy vir haar enigiets sal gee wat sy omvra. 'n Roekelose, goddelose belofte. Hoeveel smart sou nie gespaar gewees het, as hy net sy hart en sy tong beheer het nie. En onder die bose invloed van haar ma, vra die meisie die kop van Johannes die Doper op 'n skottel. Die haat van Herodias teen Johannes die Doper was in werklikheid haat teen die godswaarheid wat Johannes verkondig het. Nie teen hom nie, maar teen die godswaarheid wat hy verkondig het. Naamlik oor die sonde waaraan sy met Herodes gelewe het. Die mens wat nie sy sonde wil laat staan nie, probeer dikwels die boodskapper stil maak, eerder as om sy eie hart te verander, is dit nie? Dit was die ervaring van die Ou Testament profete, dink byvoorbeeld aan Jeremia, hoef nie daai voorbeelde te noem nie. Die wêreld probeer, deur die eeue heen probeer die wêreld altyd, hulle probeer nie net om die waarheid te weerspreek nie, maar hulle probeer ook om die stem wat die waarheid bring te vernietig. Matteus sê dat Herodes baie sleg gevoel het, baie sleg gevoel. Maar dat hy,
Hy het nou hierdie eed afgelê vir al hierdie mense hier. En daarom beveel hy dat die Johannes onthoof moet word in die tronk. Hy weet dit is verkeerd. Hy weet wat reg is. En hy doen tog wat verkeerd is. Dit herinner 'n mens dadelik aan wie? Wie? Pilatus. Pilatus het herhaaldelik verklaar dat daar geen skuld in Jesus is nie. Maar tog het hy hom oorgelewer om gekruisig te word. Waarom? Markus 15:15, omdat hy vir die mense bang was. Hy het die skare meer gevrees as die waarheid. Maar wat baat dit jou, dat jy die hele wêreld wen, maar aan jou siel skade ly, vra Jesus. Herodes het sy aansien voor sy gaste behou. O ja, hier is 'n man wat, hy hou hom by sy belofte, wonderlik, maar sy gewete is verwond. En daarteenoor staan Johannes die Doper. Hy verloor sy aardse lewe, maar hy behou 'n skoon gewete voor God. In Handelinge 5:29 verklaar Petrus en sê, dis toe hulle gevange geneem was en geslaan was en so. Hy sê, ons moet aan God meer gehoorsaam wees as aan die mense. Dis die gees wat Johannes die Doper gehad het. Dis die gees deur die genade van God wat ek ook wil hê. Dis die oorwinnende gees. Wie regeer my hart? Is dit die Here Jesus of is dit die begeerte om deur mense aanvaar te word? Wat regeer my hart? Moenie bang wees vir die wat die liggaam kan doodmaak, maar daarna niks meer aan jou kan doen nie. Vrees hom eerder wat nadat jy dood is, mag het om in die hel te werp, sê Jesus Lukas 12. Die vrees vir God bevry ons van die vrees vir mense. Dit is in beginsel so. Dit beteken nie dat die stryd en die versoeking weg is nie. Maar dit is in beginsel so. So, jy kan sien wat ek reg aan die begin gesê het. Ek dink ek het dit gesê. En dit is dat die geskiedenis van die Herodes baie meer is as net 'n historiese gebeurtenis. Dit is baie meer. Dit is soos 'n spieël waarin 'n mens jou eie hart moet ondersoek. Die Here begeer, sê Jakobus 4 vers 5, die Here begeer 'n hart wat onverdeeld aan hom behoort. Jakobus 4 vers 5, gaan kyk daarna. God is jaloers. Wat beteken dit dat hy jaloers is? Hy wil hê dat sy kinders aan hom alleen moet behoort met 'n onverdeelde hart. Nie om deur mense geprys te word nie, maar om deur God getrou bevind te word. Wat 'n stuk evangelie is dit dan tog nie. Matteus sluit sy gedeelte af. Ek haas my met 'n eenvoudige maar 'n diep betekenisvolle klompie woorde. Hy sê, ek lees dit vir u weer. Hy sê, dis die laaste gedeelte van hierdie paragraaf. Hy sê, en Herodes het Johannes in die gevangenis laat onthoof. Tragies. Toe is Johannes se kop op 'n skottel gebring en aan die meisie gegee. En sy het dit na haar moeder gebring. Daarna het Johannes se disippels sy liggaam geneem en dit gaan begrawe en hulle het gegaan en dit aan Jesus gaan vertel. Die wêreld sien natuurlik hier die einde van hierdie profeet. Maar God sien dit nie so nie. Vir God is die dood van sy getroue kind nie 'n nederlaag nie. Dit is die voltooiing van 'n aardse roeping. Psalm 116:15 sê, kosbaar in die oë van die Here is die dood van sy gunsgenote. Wat vir die wêreld lyk soos, dis klaar, dis tragies, is in God se oë eintlik kosbaar omdat sy kinders veilig in sy hand is. Johannes die Doper se lewe eindig nie in 'n mislukking nie. Dit lyk so as jy so kyk, net so met die blote oog kyk, dan lyk dit nogal so, maar nee. Hy het sy roeping volkome vervul. Hy het 'n roeping gehad. Onthou jy by die Jordaanrivier hoe hy vir die Jode gesê het, daar is die lam van God.
Johannes 1:29. Daar is die lam van God wat die sonde van die wêreld wegneem. Later het hy met groot nederigheid gesê in Johannes 3:30, hy moet meer word, maar ek moet minder word. Dis die kenmerk van elke ware dienaar van God. Is nie om mense, 'n ware dienaar van die Here, jy wil nie mense aan jouself bind nie. Jy wil mense na Christus toewys. Dis die gees van 'n ware dienaar van God. En dit sien ons hier. Johannes die Doper verdwyn van die toneel af, maar die een na wie hy gewys het, kom al hoe duideliker op die toneel. Jesus. Ons sien ook, liewe vriende, in hierdie gedeelte, hoe dat Johannes se lyding natuurlik vooruitwys na Jesus se lyding. Ja, Johannes is gearresteer omdat hy die waarheid gepraat het. Maar Jesus word gearresteer. Hoor nou hier. Hoor hier. Jesus word gearresteer omdat hy die waarheid is. Johannes word deur 'n swak, patetiese, miserabele heerser veroordeel. Jesus staan voor Pilatus en word ook teen sy eie beter wete in na die kruis gestuur. Maar daar is ook 'n reuse verskil natuurlik. Johannes sterwe as 'n getroue getuie van God, maar Jesus sterwe as die sondelose lam van God. Presies wat Johannes gesê het wat hy is. So die verhaal eindig met ander woorde nie by, jy moenie hier by vers 12 eintlik ophou lees nie, want die verhaal eindig nie by die graf van Johannes die Doper nie, die verhaal beweeg onvermydelik aan en aan en aan na die kruis, en daarna na die leë graf van Christus. Nee, Johannes die Doper was toe al die tyd nie uit die dood opgewek, soos die Herodes gedink het nie, maar Jesus word wel opgewek, soos wat hy self voorspel het. Hy's nie hier nie, sê die engele, een of twee engele, kan nie onthou hoeveel nie, vir die vroue, hy's nie hier nie, want hulle soek hom by die graf, en nou is die klip weggerol, hy's nie hier nie, want hy het opgestaan soos wat hy gesê het hy gaan doen. Daarom lewe die hoop van die kerk van al die eeue, maar ook die hoop van Tafelberg gemeente in 2026, lewe ons hoop nie in die geloofsmoed van Johannes die Doper nie, maar ons hoop lewe in die opstanding van Jesus Christus. Halleluja! Dit is wat ons hoop is die hoop van die ware kerk van al die eeue. Ek dink so aan die kerk van die Here Jesus in Iran. Gisterand het ons, wat het ons gedoen? Gepraat of gebid? Gisterand vir die kerk van die Here Jesus wat vanmôre Sondag, dis nou 'n paar ure voor ons, ook kerkdienste het. Daar is ook, ons predikant is nou dood. Of daar's 'n diens, maar 'n hele klomp lidmate is dood. Wat 'n verskriklike toestand. Of daar is hoegenaamd nie geld in hierdie land beskikbaar nie. Dus kan die mense in die kerk toe gekom het nie. In Teheran of waar ook al. Dit is 'n verskriklike toestand vir die kerk van die Here Jesus in daai land. Ek dink baie meer daaroor as wat ek dink aan Bybelprofesie en jy weet, en hoe moet ons dit lees en interpreteer. God is soewerein, hy beheer die hele storie, maar ek dink aan die liggaam van die Here Jesus wat swaar kry. En nou kom daar berigte deur, prys die Here, wat sê dat die Heilige Gees besig is om 'n herlewing in daai land te bring. Herlewing in die land te bring. Iran, tans, nou. Weet jy of het waar is nie? Mag dit wees. Die disippels van Johannes die Doper het sy liggaam gaan begrawe en toe het hulle na Jesus toe gegaan om vir hom dit te gaan vertel. Dit is 'n klein besonderheidjie, maar ek sien daar aan 'n groot les, vriende, dat
Kan ek maar nog 2 minute neem? Daar's soveel goed. Mag ek maar langer aangaan? Christyn is nie hier nie, om te vir ons te sê nie. Hulle gaan in hulle hartseer na die Here toe. Vriende, dis vir my iets besonders. Dis nie 'n kwessie van soos wat ek redeneer en sê, hoekom het dit met my gebeur? As God 'n God van liefde is en as hy nou so oor my omgee en my nou so in sy hand hou, hoe kon hy nou toegelaat het dat hierdie ramp en hierdie ding en hierdie dit en dit en dat en dit gebeur het? Hy kom ons verhoed dat daai Johannes die Doper dood gemaak word. Maar weet jy wat doen hulle? Hulle gaan na die Here toe met die situasie. Dis ook die pad, glo ek, vir my. Wanneer ek verlies ervaar, wanneer ek vervolging ervaar, of teleurstelling ervaar, dan word ek deur die Bybel uitgenooi om na Christus dit te bring. Eerste Petrus 5:7 sê, werp al julle bekommernisse op hom, want hy sorg vir julle. Die Here is nog steeds die toevlug vir sy kinders, vriende. Maar dan mense, die eerste ding wat in jou kop kom is wat? Wat is die eerste ding wat in jou kop kom? As jou Johannes die Doper geword. Twyfel? Nog? Opstand? Lord, why? Waarom? U kon mos, maar nou het u nie. So is dit waar wat die Bybel sê dat u my nou so verskriklik lief is vir my. Ek twyfel nou so 'n bietjie oor daai Bybel, oor daai vers. Maar my Bybel sê vir my hierdie verstommende ding, dat terwyl hierdie verskriklike ding gebeur, jy kan nie glo dat God sy profeet laat doodmaak het nie. Het hulle met daardie trauma na die Here toe gegaan. Hierdie gedeelte herinner ook vir my terloops daaraan dat getrouheid aan Christus nie altyd met aardse voorspoed beloon word nie. Daar's mense wat aardse voorspoed het, wat dink dat hulle daarom in God se seën is. It's not true. Is nie waar nie. Getrouheid aan die Here Jesus. U sê maar, ek is seker daarvan dat ek in die lig met die Here is. Want kyk hoe seën hy my nie, met al die aardse goed. My Bybel leer vir my, dat getrouheid aan Christus nie altyd met aardse voorspoed beloon word nie. En ek gaan vir julle nou 'n verstommende teks gee. Letterlik oral in die wêreld ly gelowiges op hierdie oomblik omdat hulle weier om die Here Jesus en die woord van God te kompromiteer. En tog sê die Here in Matteus 5, vers 10 tot 12, hoor wat sê hy? Salig is die wat vervolg word ter wille van geregtigheid, want aan hulle behoort die koninkryk van die hemele. Hoor nou hier, hoor wat sê hy nou? Wees bly en verheug julle. Dis nou die wat swaar kry, want julle loon is groot. In die hemel. In die hemel. Die Here meet nie sukses aan gemak nie, gewildheid nie, 'n goedgaan lewe nie. Hy meet sukses aan getrouheid. Getrouheid. Die groot troos van hierdie gedeelte vir my is dat God se koninkryk is nooit afhanklik van een mens nie. Johannes die Doper sterwe, maar Jesus Christus gaan voort met die bediening van die waarheid. Die apostels sterwe later almal, maar die evangelie gaan voort deur die eeue en deur die eeue.
het konings gekom en konings gegaan en rykes het opgestaan en geval en vervolgers het die kerk probeer stop, maar die woord van God het nooit stil geword nie. Soos wat die profeet sê in Jesaja 40, die gras verdor en die blom verwelk, maar die woord van die Here hou stand vir altyd. Toe Paulus self 'n gevangene was, toe skryf hy vir Timoteus en hy sê, in 2 Timoteus 2:9, hy sê, ek ly wel verdrukking, Timoteus, maar die woord van die Here is nie gebind nie. Laat ons daarom ons oë vestig op Christus. Hy's groter as Johannes die Doper. Hy's groter as elke aardse mag. Hy sê, aan my is gegee alle mag in die hemel en op aarde. Omdat hy lewe, sal almal wat in hom is ook lewe. So sê hy by Lazarus se graf, vir Lazarus se 2 susters. Eintlik vir Martha in besonder. Mag ons, wanneer ons eie aardse wedloop voltooi is, soos die apostel Paulus kan sê in 2 Timoteus 4, ek het die goeie stryd gestry. Ek het die beleggings wat dit kan wys nie, maar ek het getrou gebly. Ek het die wedloop volëindig. Ek het die geloof behou. En verder is daar vir my weggelê die kroon van geregtigheid wat die Here vir my op daardie groot dag sal gee. En nie net aan my sal hy dit gee nie, maar ook aan elkeen wat sy verskyning liefgehad het. Kom ons dank net die Here. Kom ons word baie lekker stil voor die Here. Ons is nou stil, maar nog stiller in gebed. Net vir 'n paar minute. As daar iemand is wat voel dat die Here Jesus as verlosser en saligmaker werklik moet aanneem, wil jy nie na die tyd kom dat ons saam met u bid nie. Moenie 'n kans laat verbygaan nie, soos Felix nie. Here, dankie dat u koninkryk deur die eeue onstuitbaar voortgaan. Maak nie saak of magte en mense daarteen opstaan nie. Here, ons bely dat ons ook dikwels meer bang is vir mense as vir u. Vergewe ons waar ons stil gebly het, wanneer ons die waarheid moes gepraat het. Vergewe ons waar ons eerder mense wou behaag het as om u gehoorsaam te wees. Skenk aan ons die heilige vrees vir God. Dankie vir die voorbeeld van Johannes die Doper wat getrou gebly het aan die waarheid. Hy het dit nie gekompromiteer om nie vervolg te word nie. Maar bo alles dank ons u vir ons Here Jesus, die sondelose lam van God. Dankie dat hy nie net 'n getroue getuie was nie, maar hy is die verlosser wat leef. Ons bring ook ons eie laste en bekommernisse en hartseer na u toe. Soos wat ons net nou gesien het, u sê tog daar in 1 Petrus, werp al julle bekommernisse op hom, want hy sorg vir julle. Laat dit die begeerte van ons harte wees om eendag deur die genade saam met Paulus te sê, ek het die goeie stryd gestry. Ek het die wedloop volëindig. Ek het die geloof behou. Ons bid vir die Suidwes-Kaap, Here, wat absoluut droog is. Ons reenseisoen loop uit. Here, ons damme sal dit nie maak deur 'n volgende somer nie.
Die boere in die Swartland het groot moeite. Here, ons dink nie net aan ons damme nie, maar ook aan ons landbou. Maar ons weet ook, Here, dat U gesag het oor die atmosferiese toestande. Here, dat U net 'n woord kan spreek. Ons dink aan klein Merwe wat heel waarskynlik weer Dinsdag vir nog 'n chemo sal gaan. 2,5 jaar oud. Dankie dat ons kan getuig dat sy ouers beslis het hulle ook al hierdie vrae gevra waaroor ons nou net gepraat het, maar op hierdie moment staan hulle by die Here en by sy troue sorg. Dit is genade. Maar hulle word ook omsirkel deur baie mense wat vir hulle intree by die troon van God. Ons dank U om Jesus wil. Amen.